Goeiedag en hartlik welkom aan elkeen wie hier luister. Ek het in die vorige opname met julle begin deel die voorwoord van die boek getiteld 66 liefdesbriewe van God aan jou. Ek dink dit is belangrik dat ons weet waar, wanneer en waarom hierdie boek sou ontstaan gehad het. Ons gaan verder en dis die skrywer wie hier praat. My gekerm het oorgegaan in vrome eise en bevele. Die besef het my tot stilstand geruk. Die vlam van waarheid het 'n bietjie hoër gebrand. God het hom reeds in sy seun aan my openbaar en hy het 'n hele boek geskryf om sy seun aan my bekend te stel. En hy was op daardie oomblik besig om in die Bybel met my te praat. Dit is waarom Christene oral al so lank na die Bybel verwys as die woord van God, die stem van God, God se openbaring van Jesus Christus deur die Heilige Gees. Die betekenis daarvan is soortgelyk aan iets wat ek reeds geken en ervaar het. Ek het my vrou ontmoet toe ons albei 10 jaar oud was. Ons het ons eerste afspraak gehad toe ons 12 was en op een of ander manier het ons geweet ons hoort by mekaar. Van 12 tot ons op 21 getroud is, het ons honderde liefdesbriewe aan mekaar geskryf. 40 jaar later het ons hulle steeds weggepak in verskeie bokse. Sy het 'n paar uur se ry van my af gebly en ons kon nie veel telefoonoproepe bekostig nie. Briewe was dus die enigste beskikbare kommunikasiewyse. Dit was in die dae voordat iemand die langsame lewe omvergewerp en wiegstoelgesprekke vervang het met e-pos. Ek onthou nog die afwagting op pad posbus toe, die hoop om 'n onderste bo seël wat destyds beteken het ek het jou lief op 'n koevert wat aan my geadresseer was te sien. Die brief was Rachel se woorde. Terwyl ek die woorde gelees het, kon ek Rachel met my hoor praat. Was dit regtig waar dat die woorde in die Bybel in werklikheid God se woorde is en dat ek God sou kon hoor praat as ek leer hoe om sy liefdesbriewe ordentlik te lees, net soos ek geleer het om Rachel se te lees, hoewel dit natuurlik heelwat makliker was. Ek het 'n keuse gemaak. Dit was teen daardie tyd bykans 20 voor 3. In plaas van met toe oë te sit en wag om God met my geestelike oë te sien, wat dit ook al mag beteken, en in plaas daarvan om gebruik te maak van die vroeë oggendstilte en afsondering om my innerlike genoegsaam te laat bedaar, sodat ek God in my siel kon hoor, hoe jy dit ook al doen, het ek besluit om te probeer agterkom, hoe ek hom uit die Bybel met my kon hoor praat. Ek wou nie net hê 'n vers met my ontroer nie, ek wou hoor hoe God met my sy verhaal vertel. 'n Klomp vrae het tegelykertyd deur my gedagtes geskiet. Here, waarom het U Genesis geskryf? Wat wil U hê moet ek in Levitikus hoor? Kan U my vertel waarom ek enigstens die moeite moet doen om Obadja te lees? Wat nog te sê van bestudeer? Ek dink ek weet min of meer waaroor Romeine gaan, maar hoe praat U met my in Judas of Openbaring? Nadat ek van Openbaring gepraat het, gee om as ek iets vra, kon U nie die Bybel afgesluit het met iets wat 'n bietjie makliker is om te verstaan nie? Ek weet die geleerdes noem dit apokaliptiese literatuur, maar al wat dit vir my beteken is dat dit doelbewus verwarrend is. Here, waarom het U Openbaring geskryf? Nou dat ek daaraan dink, waarom het U enige van die 66 boeke geskryf? Daardie laaste vraag het my klein bietjie dankbaarheid vir warm voete omgeskakel in baie lof vir iets waarna ek skielik met groot verwagting uitgesien het, dat God my dalk inderdaad sou antwoord. Dalk sou hy my vertel wat hy wou hê ek moet hoor in al 66 boeke op 'n wyse wat sy groot verhaal aan my sou openbaar. Die Bybel het my van jongs af geboei. Ek dink dit het baie te doen met die manier waarop ek my pa die Bybel sien lees het. Hy sou soms, eintlik dikwels, 'n hele aand lank in Levitikus sit en lees, al was daar goeie televisieprogramme om te kyk. Dit het nie vir my sin gemaak nie, maar dit het my laat dink, wat is in daardie boek? As tiener het ek elke jaar verskeie Bybelkonferensies bygewoon. Op 16 het ek geluister hoe 'n wonderlike prediker met die naam S. Lewis Johnson 5 aande na mekaar uit Sagaria preek. Ek onthou vandag nog party van sy gedagtes oor hoofstuk 3 en ek kry steeds hoendervel as ek daaraan dink. Dr. Johnson het elke aand na die preekstoel gestap, sy Bybel en aantekeninge gerangskik, opgekyk en gesê, neem julle Bybels en blaai na Sagaria.
Ek het my trein voorgestel wat uit die stasie vertrek. Ek het my verbeel Dr. Johnson roep, almal aan boord. Hierdie trein is op pad na bergpieke wat julle nog nooit voorheen gesien het nie. Is julle gereed? Ek het elke aand in die voorste ry gesit, op die punt van my stoel. Die Bybel het my geboei, maar dit het my ook verwar. Ek kon nie die 66 legkaartstukke in mekaar gepas kry nie. Ek kon nie die prent sien wat hulle vorm nie. Ek kon nie die verhaal hoor wat die 66 hoofstukke vertel nie. Dit was moeilik om die 66 kolletjies te verbind. In die sielkundige klas op universiteit het ek geleer niks seggende lettergrepe word moeilik onthou. Dit is makliker om betekenisvolle woorde te herroep, vir as hulle sinvol op mekaar volg. Probeer die volgende 4 woorde onthou. Kat, die, sien en ek. Jy sal hulle baie makliker onthou as jy hulle in 'n sin rangskik. Ek sien die kat. Ek wou iets soortgelyks met die Bybel doen. Ek wou hê God met my sin gee. Of 2 of 3 sinne, wat Genesis vir my sou laat sin maak, wat my sou laat hoor wat hy wil hê ek moet hoor, wat my sou laat verstaan wat hy sê terwyl ek die boek lees. Ek wou 'n sin hê, of 2 of 3 sinne, vir elke boek in die Bybel, sodat ek hulle in volgorde kon rangskik om die hele verhaal te vertel. 'n Verhaal waarin ek my lewe kon laat pas. Ek wou elke boek so opsommende sinne by mekaar voeg om uit te kom by die verhaal wat God in die Bybel vertel. Ek wou die intrige begryp en verstaan hoe elke hoofstuk, elkeen van die 66 boeke bydra tot die ontknoping. Teen daardie tyd was dit byna 3 in die oggend. Ek het begin opgewonde raak. Die trein was besig om die stasie te verlaat en ek was aan boord. Voor my geestesoog kon ek by pa in sy stoel voor ons steenkoolkaggel sien sit, besig om Levitikus te lees, terwyl Red Skeleton met sy monoloog begin. Dit het begin sin maak. Pa, Red Skeleton is al aan die gang. Ek gaan nie vanaand kyk nie, Larry. Ek is nou eers met iets anders besig. My pa het die Bybel verslind. Hy het elke dag aan verskillende dele herkou. Met die passie van 'n jong man, die dag voor sy huwelik, het hy verskeie kere vertel. Die Bybel is 'n liefdesverhaal wat met 'n egskeiding begin. Alles vanaf die 3de hoofstuk van Genesis tot aan die einde van Openbaring is die verhaal van 'n minnaar wat verraai is en ons die hof maak om ons terug te lok in sy arms, sodat ons vir ewig die liefde van 'n familie kan geniet. My pa se gunsteling vers, of ten minste die een wat hy die meeste aangehaal het, was Johannes 6 vers 68. Jesus het pas 'n paar dinge gesê waarvan die meeste van sy volgelinge nie juis gehou het nie. Toe baie van hulle wegdraai om 'n maklike lewe te gaan lei as die een waarvan hy gepraat het, het Jesus na Petrus hulle gekyk en gesê, "Julle wil nie ook weggaan nie, wil julle?" Petrus se antwoord was my pa se gunsteling vers, "Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde wat ewige lewe gee." Al hierdie dinge het deur my gedagtes gegaan terwyl ek daardie vroeë lenteoggend in 2006 voor die kaggel gesit het. Ek het opnuut besef God is besig om 'n verhaal te vertel, 'n liefdesverhaal wat in hoofstuk 1 Genesis begin, 64 hoofstukke lank voortgaan, Exodus tot Judas, en 'n hoogtepunt bereik in hoofstuk 66, dis Openbaring. Ek het gebid, Here, sal U my vertel wat U wil hê ek moet hoor in elkeen van daardie hoofstukke? Ek wil U verhaal leer ken. Ek wil deel wees van U verhaal. Ek wil passievol wees oor U verhaal. Ek het my voorgestel dat elke hoofstuk 'n liefdesbrief van God aan my, sy wispelturige vriend, sy bedrieglike eggenoot, sy bedorwe kind is. Hy wil my nog steeds hê, hy het duur betaal om my te kry. Hy het my reeds gevind, en nou vertel hy my die hele verhaal van hoe ek ons verhouding laat skibreek lei het, en hoe hy besig is om dit weer te herstel. En hy sê vir my hoe dit alles gaan eindig. Ek kon skielik elke woord in die Bybel sien as 'n woord van lewe. Geen wonder my pa was so lief vir daardie vers nie. Ek het pen en papier nader getrek. Toe het ek my beroep op 40 jaar se gewonder oor en lees en bestudeer en onderrig van die Bybel. Ek het na Genesis geblaai en myself afgevra, wat weet ek van hierdie boek wat my kan help om te begryp waarom God dit geskryf het? Wat sê hy in hierdie eerste liefdesbrief wat hy wil hê ek moet hoor? Hoe begin sy verhaal? Kan ek in 'n paar sinne beskryf wat ek hom hoor sê in Genesis? Here, laat my hoor wat U vir my sê deur U woord.
Ek laat dit aan die geleerdes oor om te verstaan wat net geleerdes kan verstaan en om by te voeg by of te korrigeer wat ek in hierdie boek geskryf het. Daardie oggend het ek myself gesien soos ek regtig is, 'n eenvoudige Christen, 'n verhongerde volgeling van Jesus wat ten alle koste wil hoor wat God ook al vir my wil sê. 'n Mens sal wat swaar kry en net een ding wil hê, nie verlossing van ellende nie, hoewel dit gaaf sou wees, maar hoop op intimiteit en betekenis en vreugde in 'n verhouding met God vir ewig. Ons gaan tot hier toe en volgende keer sal ons verder gaan.